Vader, baie dankie dat ons die geleentheid het om die woord te verkondig. Here, die eerste plek wat belangrik is om U te loof en te prys, deur in worship, aanbidding. En Here, ek wil net terugleun teen die Heilige Gees, en U vra, Here, dat U my sal help. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Dankie, Vader. Amen. Amen. So, my boodskap vanoggend spesifiek gaan, wat die hart van vol is. Wat die hart van vol is, maak gou vir my die sin klaar, wat die hart van vol is, loop die mond van oor, okay. En ek het al baie keer gesien, as jy iemand ontmoet, of het nou by 'n golfwedstryd is, of by 'n rugby game wat jy kyk op die TV, of pelle, of iets, by mekaar kom, kan iemand net so 'n paar minute jou praat, en tel jy sy gees op, dan tel jy, hoor jy, wat die hart van vol is, loop die mond van oor, het jy dit al so agtergekom, dis 'n goeie toets. Maar vanoggend wil ek dink daaraan, het julle geweet, dat as een mens jou hart uithaal of jou kop afsny, wat gebeur dan met jou liggaam? Jy gaan onmiddellik dood, So, en dis twee baie belangrike gedeeltes. Jou hart moet reg wees en jou gedagtes moet ook reg wees. My vraag vanoggend is, hoe gaan dit met jou hart? Hoe gaan dit met jou hart? Het jy al iemand gesit, dan sit jy so en sê vir my, hoe gaan dit met jou hart? En dan besef jy, hoor, hierdie ou wil nou 'n bietjie dieper grou. Dan gewoonlik sê ons, dit gaan goed, Nou gaan nou nie vanoggend vir julle verduidelik wat beteken die woord goed nie. Maar dit beteken, ek is nou al tot hier toe. En dan sê ek maar vir die ouens met 'n dik smile, wat ek glad nie uit my hart uitbring, maar het som net so op my gesig. Dit gaan goed, dankie. En dan verstaan ek nie hoekom ek 'n deurbraak in my lewe kry. En so belangrik is dat ons moet weet wat in ons hart aangaan. En dis vanoggend, hoe is dit met jou hart? Dis my vraag vanoggend. So kyk gou langs jou, en dan kyk hom en sê vir hom, hoe is jou hart vanoggend? So, jy hoef nou niks te sê nie, jy kan maar net vir hom die vraag vra, hoe is jou hart vanoggend? Nou, wanneer ons baie keer kom by 'n dokter, en hy kyk ons so 'n bietjie deur, dan sê hy, meneer, weet jy, dat jy het 'n hartprobleem? Wie het al so een gekry? Meneer, weet jy het 'n hartprobleem? En sê, nee man, ek weet niks daarvan nie. En dan stel hulle vir jou, hoorie, ek dink ons moet net 'n angiogram doen, of ons moet net gou deur 'n ritme storie gaan. Wat noem mens daai ding? 'n Angiogram. EKG, EKG, dan sit hulle so, kom ons kyk by jou, sê meneer, ek dink jy moet regtig nou by die hospitaal uitkom, gewoonlik hier van ons af, is dit nou Pretoria toe, en dan sê hulle vir jou, meneer, ek dink jy, dan begin die benoudheid jou so vang, wie het dit al geervaar? Dan sê, maar wat weet hierdie dokter wat ek nie weet nie? Jy weet, so, ek sit eendag voor die dokter, en hy kyk my so 7-8 jaar terug, en hy kyk so, hy sê, meneer, weet jy, jy's 'n baie siek man. Toe kyk ek so terug, dit dog ek, met wie praat hy nou? En baie keer voel jy so in jou lewe, weet jy, ek moenie vir my sê ek is siek man nie. So, en dan toets hulle jou, dan sien hulle klomp flikkertjies daar, en die klomp hartritme, die goed is nie 'n plek nie, dan besef jy moet onmiddellik begin werk daarvan maak om iets reg te kry. Maar wanneer ons kom en ons kyk na ons hart, ons geestelike hart en ons geestelike toestand, en dan neem dit baie keer selfs dae, maande, jare, voor ons regtig besef, maar hoorie, daar's iets fout met my hart, met my geestelike toestand. Hoor julle wat ek sê? En dan kom ek agter, ek het deur die jare, het ek so stadig aan verslap, en ek het nie geweet wat gaan regtig in my hart aan, en net soos ouens wat by 'n hartoperasie of by 'n hartstorie kom en sê, maar ek het nog laasweek gevoel ek is nog okay, en hier sit ek in die teater, en hulle gaan my nou 'n dubbele lyn of 'n 3-dubbele lyn hartomleiding gee, jy weet, dan dink ek, hoe het ek hier uitgekom? Maar sommer ek, jy weet, ons manne, ek wil nou nie, vrouens wil nou nie vir julle mans kyk nie, maar ons manne wil ons nie by die dokter uitkom, uit te vind hoe regtig goed met ons gaan nie, En dan sê die vrouens, hoor, ek het jou lank al gesê, Nou, ek weet, julle kyk nou nie vir julle mans nie. So, en dan ewe skielik eendag kom jy agter, maar hier's iets heeltemal loop skeef van my lewe. Nou ja, die spreekwoord het sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Die Afrikaanse Bybel sê, hy sê, van die oorvloed van die hart, loop die mond oor. Praat ons hier goeters. En baie keer is die toets vir ons lewe, is nie 'n EKG nie, maar is baie keer wat ek praat, is 'n goeie toets wat in jou hart aangaan. Nou, dis vanoggend my boodskap, hoe is dit met jou hart? Hoe is dit met jou hart? Ou oom het eendag gesê, om P.D. Leroux, die wat hom ken, die ouer as 50 is, dan sal hy hom ken moontlik. Hy het gesê, praat met my, laat ek jou gees kan hoor. Tuis praat met my, ek sit net so 'n paar minute in iemand se geselskap, dan hoor ek wat in sy gees aangaan. Of daar 'n gebrokenheid is, of daar 'n wonde in sy hart is daar 'n vrees, dis klomp dinge wat ons gaan uitkyk, wat is werklik in ons hart, wat gebeur in ons hart, praat met my, laat ek jou gees kan hoor.
En baie keer as jy by mense kom, hou jy oppraat en luister bietjie wat mense sê, sodat jy kan hoor waar daai ou se hart is. So, kom ons kyk, ons blaai saam met my in Spreuke 4 vers 20, vanaf vers 20, die belangrikheid van 'n gesonde hart. Dis so belangrik om 'n gesonde hart te hê. En so in jou eie Bybel kan jy ook kyk, ek lees gewoonlik uit die boodskap Bybel, sodat almal dit kan verstaan. En ek het nou nog 'n paar woorde vir jong mense gebruik, maar hulle kyk my so snaaks, ek praat ons nie Engels nie, dis Afrikaans. En toe kom ek agter, hulle ken nie daai tipe van woord nie. Ek het eendag vir ouens gesê, Romeine 8 sê hy sê die wêreld wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die seuns van God. En toe kyk my eie kinders my so, Toe weet hulle nie wat ek van sê nie. So, maar Spreuke 4 vers 20, hy sê, my seun, hoor wat ek vir jou sê. Luister goed na my woorde. Moet dit nie vergeet nie, hou dit altyd in gedagte, want dit beteken lewe vir die wat daarna luister, 'n volle lewe vir die wat dit besit. In vers 23 sê hy, wees veral versigtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Jo, dit is eintlik erg, né? Om te dink, dit wat in jou hart omgaan, bepaal jou hele lewe. Dink julle dit is belangrik om 'n gesonde hart te hê? Want dit bepaal jou hele lewe. En daarom is dit belangrik om te gaan kyk, wat gaan in my hart in? Ons gaan so 'n paar toetse doen, so 'n paar EKG's doen, net om te kyk, hoe lyk die hartklop? Nou, een van die goeters wat ons moet kyk is, hoe lyk my liefde vir God en vir ander mense? Dis 'n goeie toets. Dink julle is 'n goeie toets? Hoe lyk my liefde vir God en ander mense? 1 Johannes 5, blaai saam met my daar, 1 Johannes 5, en ek het nie al die woorde altyd op die slide nie. Hy sê vers 1, elkeen wat geen twyfel daaroor het dat Jesus die Christus is nie, kan weet dat God hom sy kind gemaak het. Elkeen wat mense sy kinders maak, lief het ook almal lief wat sy kinders is. Wie dus die Vader lief het ook sy kinders lief. Kan ek dit weer sê? Wie dus die Vader lief het ook sy kinders lief. So, as jy nou kyk die ou langs jou en sê, weet jy wat, vriende, jy weet, hulle sê mos jou vriende kan jy kies, né? Maar jou familie nie, jy sit met hulle. Jy is nou deel van daai familie, want jy is saam met hom in die huis gebore. So as jy 'n wedergebore kind van God is, en jy het ander wedergebore kinders van die Here, wat ook die Here Jesus aangeneem het, dan weet jy, jy's familie, en dan moet jy maar met hulle sit, en jy moet hulle lief hê. Vers 2 sê, dit is soos twee kante dieselfde munt. Ons weet dat wanneer ons God lief het, en doen wat hy vir ons vra, ons ook sy kinders met liefde en respek sal behandel. Om God lief te hê beteken om sy opdragte ernstig op te neem en uit te voer. Wat hy van ons verwag, is nie moeilik om te doen nie. Want elke kind in die familie van God is 'n wenner oor die sondige wêreld. Die manier waarop ons die sondige wêreld wen, is deur naby aan Jesus te leef. Dis vir my 'n wonderlike woord. Hoe kan ons die wêreld oorwin? Om naby Jesus te leef. Hoe kan jy jou broer of jou sussie lief hê, om net naby Jesus te leef? Hoe kan jy jou vyande lief hê? My pa het altyd gesê, man, as jy nou nie iemand kan lief hê nie, maak hom jou vyand. Want dan sê die woord, julle vyande moet julle lief hê. Sê ek hou nie van daai woord nie, ek wil as hy bladsy, laat hom uitskeer. Jy weet. En dis net deur God se genade, jy sal nie iemand lief hê nie, jy moet naby Jesus wees, naby die Vader wees, sodat jy sy hartklop begin optel vir ander mense. So, kom ons kyk, 'n geestelike gesonde hart is vol liefde vir God en alle mense. 'n Geestelike gesonde hart is vol liefde vir God en ander mense. Jy kan nie sê jy het God lief, maar jy haat jou broeder nie. Hierdie liefde is nie halfhartig nie, dit is heelhartig. 'n Gesonde geestelike hart gehoorsaam God se woord. Nou, wat is God se woord? Jy weet, en ons gaan nou 'n bietjie kyk oor, wat beteken as jou hart verhard word? Jy weet, wat is 'n hart wat nie gesond is nie? 'n Hart wat nie gesond is nie, is bebloed, is gewond, is kliphard, is 'n steen in jou hart. Wie het al gekom, jy voel, as ek in 'n plek instap, en jou hart verhard deur iemand, dan kom jy agter, maar ek wil nie eens met die ou praat nie. Wie het dit al gehoor? Ek weet in Suid-Afrika nou, maar ek dink Australië vanoggend. Ja. Hierso, Johannes 15, hy sê, as ons na God luister, sy opdragte uitvoer, as ons na gehoorsaam sal wees aan sy woord, en ons sal kyk die Ou Testament, hoe hulle ongehoorsaam was in die woord, né? Hy sê daar in Johannes 15, vers 9, soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my.
As julle my gebooie bewaar, sal julle my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en sy liefde bly. Vers 11 sê, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. 'n Groter liefde het niemand as dit, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee nie. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Dis 'n baie goeie aanduiding van hoe gesond jou hart is. As jy weet, God het jou lief, en jy het jou medemens net so lief as wat God jou lief het, né? Iemand met 'n gesonde hart vertrou God vir leiding en rigting. Iemand met 'n gesonde hart. Iemand met 'n gewonde hart kan nie God meer vertrou nie. Hy kan nie eens mense vertrou nie, want hy vertrou nie God nie. Het jy al agtergekom? Ek sal my eie ding doen. Ek sal myself isoleer. Ek sal self agterkom hoe die dinge werk. Dan sal ek dit vir myself maak werk. Nee, gesonde hart vertrou God vir sy leiding en rigting. Tweede plek, gesonde hart beoefen dankbaarheid, hoop en vergifnis en liefde. So kan ons maar die vergifnis gedeelte uithaal, jy weet. Nee, 'n gesonde hart is bereid om mense te vergewe. Is bereid om mense lief te hê. Is bereid vir dankbaarheid. Te sê, is iemand wat dankbaar is. Het jy al agtergekom, iemand wat tot bekering gekom het, hy wil net deeltyd hoor, wanneer is die volgende byeenkoms wat ons weer by mekaar kom? Is daar nie 'n jeugdiens nie, nou al die jare, jy weet. Is daar nie iets wat ons kan doen vanaand nie? Wanneer kom 'n groep weer by mekaar? Is so opgewonde en so, maar soos die jare geloop het ons seer gekry, en ek voel as ek net nie ergens in die kerk hoef te kom vir iets nie. Is lekker as ek daar by die huis sit met 'n Zoom, jy weet, dan kan ek daarom niemand my hart sien nie. In die derde plek, 'n gesonde hart toon vrygewigheid, moraliteit, wysheid, energie, geduld, opregtheid, vasberadenheid, liefdevolheid en goedhartigheid. Dis 'n geliefde, dis 'n goeie beeld vir 'n gesonde hart. Nou kom ons kyk na Dawid. Dawid het sonde gedoen. Nou baie keer is dit ook maar deel van ons dinge. Ons voel, ek voel onvrymoedig, ek het sekere dinge verkeerd doen, maar ek voel dat mense iets aan my gedoen, en my hart is stikken, my hart is verhard. En dan kom Psalm 51 vers 12, kom uit Dawid, hy sê, o God, gee my 'n nuwe hart wat rein is. Nou ek wil amper ietsie sê, Here, gee my 'n nuwe hart wat heel is. Here, gee my 'n nuwe hart wat weer liefde kan weerspieël. Here, gee my 'n nuwe hart in my binneste. Maak my gees opnuut, sodat ek altyd aan U kan behoort. 'n Paar dinge wat God in ons harte soek. Wat wil God in ons harte soek? 'n Paar dinge. Hy soek of ons hart gewond of heel is. En ons sê altyd, mense wat seer het, maak ander mense seer. Harte wat gewond is, wil ander harte ook gewond. Hoor julle? Harte wat gewond is, maak ander harte seer. God wil weet of ons hart sag of hard is. En ons gaan 'n bietjie kyk, wat het ons hart sag of hard gemaak? Is ons hart trots of ons hart nederig? Is ons hart totaal aan God gewy of is dit verdeel tussen God en die wêreld? Is ons hart verdeel? Ek is so tussen die boom en die bos, né? Jy het gehoor, so tussen die boom en die bos eet die goggas jou op. Ek weet nie of ek daai kant of daai kant is nie. Alright, ek is so tussen die wêreld en die Here. Ek is nie voluit vir die Here nie, maar ek is ook nie voluit vir die wêreld nie. Want as ek by die Here is, voel ek skuldig, en as ek by die wêreld is, dan weet ek nie of ek vry kan wees nie. My hart, God wil weet, volg ons hart die dinge van God, of ons eie begeertes na. Hoor julle? Volg jou hart God, of jou eie begeertes na. Wat ook al die toestand van ons harte is, God het beloof om ons 'n nuwe en skoon hart te gee, as ons na hom sal kyk. Wat gebeur as jy 'n harde hart het? Kom ons gaan kyk 'n bietjie. Dis nou die EKG. Kyk julle hom aan? Julle plak jy mos so 'n klomp goedjies aan, né? Wie het al daai goedjies op jou geplak? Ek weet die plak is niks, maar om aftrek is erger. Hulle moet jou net, jy weet, dan plak hulle jou. Hier is nou 'n bietjie 'n plakkertjie, né? Kom ons plak so 'n paar op. Hoe weet jy dat jy 'n harde hart het? Die hardheid van hart is 'n hart wat nie aangeraak en beweeg kan word nie. Kan nie teer emosies, empatie of simpatie gee of ervaar van ander of van self God af nie. Die hart is soos 'n klip, dit kan nie voel wat dit behoort te voel nie. Hoe word my hart hard? Mense kan hulle eie harte verhard in 'n sondige rebellie, in bitterheid en in sekere omstandighede, of in pure eie willigheid.
Ons kyk na sonde en rebellie. Ek weet beter. Jy weet, ek weet beter as God, man. Hoekom moet ek ou lief hê? Jy weet nie wat het daai ou met my gedoen, jy weet. Maar daar's 'n opdrag, daar's 'n rebellie, jy het jou sonde en 'n rebellie teenoor God. Jy het nie meer saak nie. Eksodus 9 vers 34 sê van 35, toe Farao sien dat die storm oor is, het hy maar net voortgegaan met sy sonde. Hy het sy amptenare aanhou weier. Soos die Here tevore gesê het, sou gebeur, het die Farao steeds eie sinne gebly en bly weier dat Israel sal laat gaan. En dan 2 Kronieke 36 vers 13 sê, dis nou die gedeelte, jy weet, waar Israel was in 'n oorlog, dis die noorde en die suide, en dan is daar 'n klomp gevegte, en toe is daar 'n koning, en 2 Kronieke 36 vers 13 sê, Sedekia regeer in Jerusalem. Sedekia was 21 jaar oud toe hy koning geword het. Hy het 11 jaar lank in Jerusalem geregeer. Vers 12 sê, die Here was nie tevrede met Sedekia nie, gedoen het nie. Hy het geweier om na die profeet Jeremia, wat namens God gepraat het, te luister. Hy het geweier. En hoe weier ons nie God se woord? As God met ons spreek, as die woord met ons praat, as die Heilige Gees ons oortuig, dan sê ons, ek wil nie hoor nie. Ek wil nie hoor nie, ek wil my eie ding doen. Vers 13, Sedekia het ook teen Nebukadneser in opstand gekom. Self al het hy die Here se naam gesweer, dat hy aan Nebukadneser getrou sou wees. Sedekia was hardkoppig. Hy het volstrek geweier om hom aan die Here, Israel se God, te onderwerp. Wie ken sulke mense? Paar godsdienstiges, né? En hy het net geweier, hy wil nie aan God gehoorsaam wees nie, alhoewel hy deel is van die volk van God. Daar's ouens wat kinders van die Here is, wat net sê, ek weier, ek wil nie hoor nie, ek wil nie luister nie, ek doen my eie ding. En dan word jou hart verhard. Sagaria 7 vers 12 sê, julle voorouers wou nie na die Here luister nie. Gelukkig is nie ons nie, is ons voorouers. Nee, ons wie. Hulle het gemaak of hulle nie hoor wat die Here sê nie. Hulle hart was so hard soos klip. Die Here het lank gelede al profete gebruik om sy boodskappers te wees. Hy het hulle deur sy gees laat verstaan wat hulle vir sy volk moes sê, maar niks wat die Here gesê het enige indruk op hulle gemaak nie. Dit het soos water van die eend af sy rug afgedrol. Dit is hoekom die Here so kwaad vir hulle is. Die Here sê, omdat hulle na my nie wou luister nie, toe ek met hulle gepraat het nie, daarom het ek ook nie aan hulle geluister, toe hulle na my toe geroep het nie. Dis hom erg, na die Ou Testament. Die Here het net besluit, ek gaan nie jou luister nie. Baie keer kom ons, en die Here praat, maar ons wil nie luister nie. Ons wil nie hoor nie. Dan sê ek, maar gelukkig het ons nie profete nie. Ons ook nie, maar die woord sê die woord, ons het sy woord. En ons gaan kyk daar nou in Hebreërs, wat sê dit? Ons het nie meer profete nie. Hoe praat God deesdae met ons? En luister ons wat hy vir ons sê. Luister ons na God wat hy sê. Kom ons blaai in Hebreërs 1 toe. Hebreërs 1 sê vers 1, deur die jare heen het God nie stil gebly nie. Hy het gedurig met ons voorouers gepraat deur spesiale boodskappers, die profete, te stuur en ook nog op baie ander maniere. Nou vers 2 sê, maar die tyd is nou ryp dat God sy mense weer naby aan hom wil bring. Daarom het hy met hom kom praat, deur sy eie seun, met ons kom praat, deur sy eie seun, sy woord, aan wie God alles gegee het. Spreuke 28 vers 14, wie die Here altyd lief het, ervaar blydskap. Wie sy hart hard maak, sal nooit gelukkig wees nie. Hoe maak ek my hart hard? Is om 'n kompromie aan te gaan met die wêreld, kompromie aan te gaan met dit wat die wêreld doen en wat ek wil doen en wat God wil doen. Daar's kompromie wat aangaan. Ek het so familier geraak. Ons het hierdie week probeer sê, wat is die Afrikaanse woord vir desensitized, jy weet? Wat is, jy weet nou groot ouens hierso, om so familier te raak, wat ek sê, weet jy, as jy 'n paar moorde gesien het, dink jy, is net nog ene. Ja, is nog ene. Eerste keer daarvan gehoor het, toen dink jy, joh, dis verskriklik. Maar dan raak het goeie so, dis nog een. Wat, God het weer gepraat, ek het so familier geraak met die woord van God, dat ek my hart verhard het. My hart is so hard, dat ek nie meer God se stem kan hoor deur sy woord nie. Maak het sin? Is julle nog hier? Almal wat nou vak is almal wat boks gekyk het seker. Gelukkig kan ons luister. Kom ons hoor wat die Here vanoggend vir ons wil sê van gesonde harte. Nommer 2, ons het gesê, sonde en rebellie teenoor God. Nommer 2 is bitterheid en omstandighede veroorsaak ook hardheid van hart. Bitterheid en omstandighede veroorsaak ook hardheid van hart. Nou ek het sommer so vinnige trappe van vergelyking van aanstoot.
Dis aanstoot, en dan kom onvergewensgesindheid, bitterheid, en dan op die eindig ek in wraak. Is dit hoe mense hard? Dis hoe mense hard word, né? Jy word so hard, jy sal sommer iets aan iemand doen, want jou hart het so hard geword, dat jy nie eens met die stem van die Here kan hoor nie. Bitterheid teenoor God en mense. Jy weet wat sy oorsprong van om aanstoot te neem, is om iets wat jy van God verwag en hy gee dit nie vir jou nie. Is iets wat jy verwag van iemand en hy gee dit nie vir jou nie. Ek het die verwagting gehad, my ouers gaan vir my 'n erfporsie gee, toe gee hulle alles vir my sussie. En dan kom maar aanstoot, aan onvergewensgesindheid, hardheid van hart, dan kom maar op die eind van dag wraak, want ek het iets verwag, en net so kom ek by God uit. Laasnag het ek 'n droom gehad, ek weet nie hoekom het ek so 'n droom gehad nie, ek droom iets van die weermag, van jare terug, en ek ervaar waar ouens agtergekom het van, hulle het ons nie die waarheid alles vertel nie. En die Here sê, jy het jou hart verhard. Want jy het jou hele lewe gegee vir dit. En jy voel, die Here het jou nie uit daai ding uitgered nie. Ek weet nie hoekom het ek dit gedroom nie, ek het net gevoel, die Here sê, aanstoot, ek het 'n sekere verwagting, maar dit is nie dieselfde vir die ander persoon nie. Daar's nie gekommunikeer, ek het net hierdie verwagting tussen man en vrou. Jy weet, daar het gebeur verwagtings van mekaar, en dan vind dit nie plaas nie, en dan wat ek kan kry, dan kry ek aanstoot teenoor my man of my vrou. En dan word my hart hard. Ek hoop die Here gaan my red uit die omstandighede waar ek myself nou vind. En baie keer los die Here jou daar om jou karakter te bou. En dan verhard ek my hart in daai omstandighede, want ek het verwag, die Here gaan my uit hierdie een uit red. Dis soos die 3 vriende van Daniël. Hulle het hierdie verwagting gehad, God gaan hulle uit die vuur uit red. En baie keer kom en jy voel, Here red my net uit hierdie ding, en dan doen die Here dit nie. Dan sit hy jou saam met jou, en dan sit hy saam met jou in daai vuuroond. En dan sê die mense ook, maar ek dink ons het 3 ingooi, maar nou is daar 4. Hulle is saam met Jesus. En dis wat mense die wêreld aan buitekant wil sien. Hoe kan jy die hitte van die stryd van die lewe beleef en ervaar en oorwinning kry, omdat jy weet, Jesus is naby jou. Moenie jou hart verhard, as die Here 'n plan met jou lewe nie, gee jou hele lewe en jou hele hart net na hom toe. Hoe hou ek my hart sag? Daar's goeie nuus. Hoe kan ek my hart sag kry? 'n Harde hart wat sag moet word. Hoe kry ek my hart sag? Hoe kry ek my hart sag en hoe hou ek my hart sag? Dit begin by vergifnis teenoor God, myself en ook ander mense. Jy weet, ons het godsdienstig groot geword, baie keer van ons, en jy sê, hoe nee, jy kan nie vir God kwaad wees nie. Het jy geweet, jy kan vir God kwaad wees? Dit gaan niks vir sy liefde vir jou verander nie. Bly presies dieselfde. Jy gaan net nie sy liefde ervaar nie, alhoewel sy liefde daar vir jou is. Sê, Here, ek was kwaad, ek was teleurgesteld. Here, ek het aanstoot geneem, offens gevat. Maar dankie dat ek vandag U kan vergewe. En Here, hoe vergewe jy God? Here, maar net om die vryheid in jou eie hart te kry. Want die Here weet, U het my vrygemaak. Dit gaan oor om die mure wat jy om jou hart gebou het. Hoe kry ek my hart sag? Die mure, dis ouens het sulke dik beton mure om hulle harte gebou, om net nie weer teleurgestel te wees teenoor God, mense en jouself nie. En God sê, wil jy nie daai mure vanoggend begin afbreek deur vergifnis en vryspraak nie? Op die einde van die dag bou ons daai mure omdat ons self God wil wees, om onsself te beskerm. Ek wil myself beskerm, dan bou ek sulke dik mure. Dan kom jy met iemand en hy kom in konneksie met hom, en ek kom hier so by Willie aan, as ek met hom praat, dan voel ek so 'n koue skouer, maar dis dikker as 'n koue skouer, dis 'n dik betonmuur om sy hart. En weet julle, ons het ons harte hard gemaak teenoor wat mense wat ons van God af verwag het, wat mense verwag het, en van die kerk. Ek het my hart hard geword teenoor die kerk. Ek sit baie keer in die kerk net omdat ek hier moet, want ek voel, dis 'n goeie ding om te doen. Maar eintlik wil ek hier wees nie, want ek het my hart verhard. Ek het teleurgesteld, mense het my teleurgesteld. Ek sê nou dag vir ons in die groep, in ons mentorgroep, hierdie is nie die kerk nie, hierdie is die kerk wat hier voor ons sit, voor my sit vanoggend. En God wil hê, as ons 'n impak in die gemeenskap wil maak, moet ons in die dorp ingaan met sagte harte. Jy gaan nie met 'n harde hart iemand na Jesus toe lei nie.
Matteus 22 sê, weer het Jesus, vers 37, weer het Jesus om dat nie laat verstrek nie. Julle moet die Here die God lief hê met alles wat julle het. Niks in jou lewe mag vir jou so belangrik wees soos God wees nie. En dan sê hy, hierdie opdrag staan bo aan die lys. Hy sê, daar moet niks groter wees as God nie. Hy moet die nommer 1 wees. Hierdie opdrag staan bo aan die lys. Dan sê hy vers 39, maar daar is 'n tweede opdrag wat langs die eerste een op die lys staan. Jy moet ander mense lief hê asof hulle jy is. Sê die boodskapvertaling. Om die Here God lief te hê met jou hart, siel en verstand en jou naaste soos jouself. Om iemand anders lief te hê asof dit jy is. Ek wil net sê, as jy jouself haat, gaan jy nie ander mense kan lief hê nie. As jy 'n wrok teenoor God het, en bitterheid en onvergewensgesindheid in jou hart het, is dit vir jou moeilik wees om ook ander mense lief te hê. Kom ons maak ons harte sag. Nommer 3, ons moet mense inlaat in ons harte en ons harte oopmaak om lief te hê en geliefdheid te ervaar en ook liefde vir ander mense te gee. Wil jy nie daardie kans vat sodat jy die genesing kry in jou eie verhouding met jouself en met God nie? Wil jy daai kans vat, sê Here, ek wil vanoggend vra dat U my sal vergewe, ek wil mense vergewe, ek wil die kerk vergewe, ek wil ou pastore wat my teleurgestel het, wat ek gedog hulle is die Here, en dominees, ek wil hulle graag vergewe. Nommer 4, dit beteken om eerlik met mense te wees oor ons stryd, ons swakhede, ons groot ou vyand. Jy weet, om eerlik te wees, ons groot vyand is, wat gaan mense sê? As ek opstaan en na 'n ou toe gaan en sê, weet jy wat, ek wil net vir jou sê, ek is verskriklik jammer. Ek sien vanoggend so 'n stukkie van wat hulle, Driekus Du Plessis, waar hy die ou, hulle het ons so woordestryd gehad, hy die ou wat so geveg het, en op die eind sê vir hom, man, ek is jammer, hoe ek jou gehanteer het. So sien ek sy lewe in 'n oomblik se tyd. Dit beteken om hulp te vra wanneer ons dit nodig het. Hoor julle, dit gaan oor om hulp te vra as jy dit nodig het. Anders is dit trots in jou lewe. Trots verhoed jou om kwesbaar te wees. Hoorie James, ek wil net vir jou sê, ek wil jy nie saam my bid nie. Hoe vir wat? Ja, ek wil my vrou ek my vrou het nie iets lekker nie, jy weet. Nou hy trots. Dan kom hy en sê vir my, kom ek ontvou jou met liefde en God se genade en kom ek bid vir jou. En laastens, dit beteken om jou lewensstorie te deel met mense. Wat het ons lewe gebeur het? En wat dit beteken vir ander mense? Dan sien ons hoe ons mekaar, weet ek sê ons elke dag skryf ons 'n storie oor ons eie lewe. En laastens, kom ons vra God om vir ons 'n nuwe hart te gee. 'n gewonde hart. As ek goeters, ons gaan die volgende tyd bietjie praat. Wat het ons hart gewond? Wat het ons hart seer gemaak? Maar ons kan vandag begin. Daai eerste oomblik, wanneer ek in 'n teater ingestoot word, kan hulle nie jou hart werk nie. Hulle moet hom eers jou bors oopsny. En hoe kan God vir ons 'n nuwe hart gee? Om ons bors oop te sny, om te sê, Here, ek begin te vergewe. Kom ons kyk, Esegiel 36, praat hy van 'n totale oorgawe. Weet as jy daar nie, dis hoekom hulle vir jou narkose gee, nee, anders dan gaan jy so maak, as hulle begin sny, nee, wag, wat maak julle nou? Jy weet, en baie keer het ons die Heilige Gees nodig, om ons net kom rustig maak, en sê, Here, ek is bereid, om my hart op die tafel neer te sit, sodat U kan begin grou, en kyk, waar is die hardheid van hart wat ingekom het. Amen? Hoor julle? Hoekom is jou hart hard? Vra die Here. Wat het gebeur? Ek wil regmaak. Esegiel 36 vers 26, want ek sal julle harte nuut maak. Dan sal julle heeltemal anders dink. Ek maak julle hart van vooraf nuut. Ek haal ou harte uit wat kliphard geword het van al die slegte dinge wat julle doen en wat julle oorgekom het, né? En ek maak julle heeltemal gehoorsaam met my. Ek sal daardie dag my gees in julle laat bly. Hy sal julle leer om gehoorsaam te wees aan wat ek julle beveel het. Dan sal julle doen wat ek sê. Wanneer ek nie meer in rebellie teenoor God is nie, doen ek wat God vir my sê. Wat sê God vanoggend vir my en jou? Wat sê hy? Ons moet hom lief hê. Ons moet mekaar lief hê. Is dit reg? Dink gou 'n bietjie so ou wat jy nie eintlik baie lief is vir nie.
Wees bietjie gou eerlik met jouself. Okay, jy hoef nie met iemand te deel nie, ek gaan net nie dit vra nie, maar net so bietjie vir jouself. Daai ou wat jy voel, ek gaan nie eens in sy rigting inkyk nie. Die Here sê ek wil jy moet daai ou vergewe. Sê vir jou langs jou, ek is so bly ons kan oefen en hier op mekaar, sodat ek in die wêreld dit ook kan regkry. Daar waar ek in 'n vergadering sit en alles werk nie altyd uit nie en mense is opstandig of iets. Sê Here, ek vra dat U my sou vergewe. Kom ons maak ons oë toe. Ons bid saam. Ek wil vra of jy vanoggend, as jy regtig die guts het om te sê, Here, ek wil net seker maak, ek het gedog, ek het 'n nuwe hart nodig, maar ek het eintlik 'n nuwe hart nodig deur wedergeboorte wat ek nooit in my lewe beleef het nie. As daar iemand is wat, jy sit hier vanoggend, en jy dink jy moet jou lewe reg kry, maar jy het nog nie eens 'n nuwe hart, wat Jesus vir jou kan gee nie, wil ek vanoggend die uitnodiging maak vir jou vanoggend, of jy op Zoom is, waar ook al, wil jy nie vanoggend Jesus deel maak vir jou lewe, dat hy vanoggend jou 'n nuwe hart kan gee, splinter nuwe hart. Is daar iemand wat vanoggend sê, ek wil net my hand opsteek, ek het God in my lewe nodig, ek wil net seker maak of ek Jesus deel gemaak vir my lewe. Amen. En die tweede vraag daaraan verbonde is, ek soek nie net 'n nuwe hart, Here, ek soek weer 'n heel gesonde hart. My hart het verhard geword. As jy vanoggend sê, dis ek daai, ek het werk om te doen, ek wil luister wat die Here vir my sê, ek wil gaan regmaak, wil jy nie saam met my staan nie. Dis nou so 'n bietjie vulnerable. En die Here sê, hy's naby die wat gebroken is van hart. Dit beteken ek is vulnerable vanoggend. Sê Here, ek vanoggend, ek kan net my eie krag regkry, maar ek het U krag nodig. Wil jy nie saam met my staan nie? Sê ek wil graag vanoggend vir U vra, Here, dat U vir my weer 'n gesonde, hele hart sal kom gee. Kom ons staan op. Is daar in jou hart, as jy weet, ja, my hart het hard geword, hè? Dan sit jy. Kom ons staan op. Dankie Vader. Dankie dat mense opstaan vanoggend met vrymoedigheid. Dat U harte reg maak vanoggend, Here. U is die heel maak besigheid, Here. U kom maak reg. As jy voel jy het miskien ergens aanstoot geneem. Of kom ons sê jy het 'n wrok teenoor iemand. Jy wil revenge neem. Dan is dit 'n goeie plek om op te staan. En sê nee, ek is dan nie so erg nie. Ek het net 'n bietjie onvergewensgesindheid. Ek voel ek wil dit so 'n bietjie die ou laat vergeld. Jy weet, dat is al 2 jaar wat ek nie met die ou praat nie, maar hy moet dit maar 'n bietjie voel. Wil jy nie ook maar opstaan vanoggend sê, ek dink is ek. Jy voel jy het aanstoot geneem teenoor God, teenoor mense en selfs teenoor jouself, jou vrou, jou man, jou kinders, jou kleinkinders, jou oupa, jou ouma, jou grootouers, jou ouers. Jy vanoggend voel, maar dit is eintlik ek daai. Moenie hierdie geleentheid mis vanoggend om te sê, Here, dankie dat U vanoggend met my hart begin. Dat U die helingsproses kan begin. Dankie Vader, ek gee nog so 1 oomblik vir jou kans om op te staan. Baie keer voel ek, hoe kan ek opstaan? Hoe weet ek moet opstaan? Jy sal voel, jou keel trek so half toe, jy voel so half benoud. Wat gaan mense sê? Dan sit jy, staan net op, dat jy daai bevryding in jou lewe kry. Dankie Vader. Dankie Vader. Ek wil jy moet saam hierdie gebed saam met my bid, en almal wat hier sit vanoggend, bid saam met my hierdie gebed. Vader, kom ons hoor, kom ons praat. Vader, U is goed. U liefde duur vir ewig. En U kan ek vertrou. Vergewe my dat ek verharde hart koester. Ek bied dit, die situasie, die persoon, die omstandighede vir U aan. Ek sal U eerder vertrou. Gee my 'n sagte hart. Lei my met U getrouheid. Maak my oë en ore oop om te hoor wat U begeer om met my te deel. Skep U begrip
En ek sal getrou wees daarmee. Ek is lief vir u. En dankie in die naam van Jesus. Amen.